Ja, goeiemôre van my kant af. Namens my Mariet. Dit is so lekker om vandag saam met julle hier te kan kuier. En dit is so wonderlik om te sien hoe goed gaan dit hier in Doxaday Raslou kampus. So dis vir ons lekker om hier saam met julle te kan kuier. Miskien net so een of twee dinge sê wat ons belangrik is en wat jy dalk saam met ons kan bid. Daar by die tuinroete. Nou as ons praat in Doxaday van die tuinroete, dan praat ons van die kampus in Mosselbaai, die kampus in Hartenbos en dan ook die kampus in George. Nou miskien net vir julle so 'n bietjie terugvoer te gee en te sê wat die kampus in George aanbetref, dis waar ons twee spesifiek gestasioneer is. Bid asseblief saam met ons is daar in die skoolsaal. Daar het nou 'n persoon gekom, die vorige keer toe ek hier was, het ek gesê, kom ons vertrou die Here. Nou kan ek vir julle sê, daar het nou 'n persoon gekom en vir ons 'n 1 hektaar stuk grond gegee. So in George. Ja, is amazing. En nou moet ons begin met die hele proses om die stuk grond af te sny. Dis dan naby die mall en die Here te vertrou dat ons dan daar 'n gebou kan oprig. So bid asseblief saam met ons vir die hele proses. Dit vat omtrent 1 jaar en 'n half want daar in George doen hulle nog alles volgens die wet. So dit gaan 'n rukkie vat voor ons kan bou in dit. Dis anderste is hier. So bid asseblief saam met ons daarvan. Dan het ons vir julle laas gesê, ons vertrou die Here om in die hartland landgoed wat iets soos Midstream is. Hulle gaan 2000 behuising daar opsit. En hulle het nou begin, na 3 jaar het ons die Here vertrou, gaan hulle nou skool daar bou en Doxaday gaan daai skool ran. Hulle noem dit die Hartland Akademie. Dit gaan 'n Afrikaanse privaat hoërskool wees. En ons het dan besluit om, wat ons voel die Here vir ons sê, ons gaan die kampus in Hartenbos Laerskool hou en ons gaan nog 'n kampus plant einde Januarie in die Hartland landgoed. So bid asseblief saam met ons vir daarvoor en as jy weet van enige mense wat in daai omgewing bly, al die skole, Afrikaanse skole is vol. Ons vertrou die Here om met graad 1, 2 en 3 te begin. Ons het sopas 'n skoolhoof aangestel en kom ons vertrou die Here. Dis 'n Doxaday in samewerking met Mos skool. En die landgoed se eienaar het die skool gebou en ons gaan die skool op dieselfde basis as hier in Ferry Glen gaan ons daai skool ran. So as jy van mense in daai omgewing weet, sê vir hulle daarvan, ons is daar, ons is opgewonde, ons kan nie wag wat die Here gaan doen nie. En verder die laaste ding wat ek net wil sê is, ons is ook besig in Kaapstad en in Kaapstad is daar Metamorfo. So as jy mense van weet wat in Kaapstad in daai omgewing bly en dalk nie weet wat hulle kinders volgende jaar wil doen na matriek nie, vertel hulle van Metamorfo want ons is daar besig met 'n Metamorfo in Kaapstad. Volgende week begin Raslou kampus met 'n reeks wat hulle noem Labour to Legacy. En dit gaan so 'n bietjie oor hoe sien jy jou werk? En hoe dink jy daaroor? Dit waaraan jy meer as 8 tot 10 ure 'n dag van jou dag, party mense helfte van die dag spandeer. Nou ek herinner jou net vandag. Die Here het vir ons 'n woord gegee en die Here het vir Doxaday gesê en so sê hy dit oral in sy woord. Hy sê ek gaan hierdie aarde vul met my heerlikheid. Ek gaan hierdie aarde vul met my teenwoordigheid. En dan, dis wat God vir ons sê, reg deur die Ou Testament, Nuwe Testament, hy sê kyk, ek gaan alles nuut maak. En dan wat doen hy? Dan kom hy en hy roep mense om nou deel te word van hierdie missie van hom. Paulus noem dit, ons is die heilige uitgeroepenis. En dan kom hy en dan vestig hy hierdie mense wat hy roep in 'n beweging. En hy noem daai beweging sy kerk, sy eklesia. Die woord eklesia bestaan uit 2 woorde uit. Dit bestaan uit roep uit. Hy roep ons en sê, kom word deel van hierdie missie, dat ek hierdie hele aarde gaan vul met my teenwoordigheid. Nou hoe gaan hy hierdie aarde vul met sy teenwoordigheid? Hy roep elke ene van ons en hy gee vir jou sekere gawes en talente en aanvoelings, wat jy dit ook al wil noem. En dan kom hy en hy wek jou op en hy lei jou op en hy sit jou in sekere plekke wat ons noem werksplekke. Om daar waar jy is, die teenwoordigheid, die geur, die sout, die kleur van Christus te bring
in die manier hoe jy werk. En daar die labor of legacy, daar 'n legacy, 'n nalatenskap, 'n geur, nie van jou nie, van Christus, te los, op die manier hoe jy mense beïnvloed en hoe jy werk. Ek herinner jou aan wat die Bybel vir ons sê, en dis so 'n gedeelte wat ons altyd lees in Doxadeio, in Kolossense 1 vers 15, die seun is die eerste, verhewe bo die hele skepping. Nou die skepping bestaan uit 2 dele, aarde en hemel. Die storie van die Bybel gaan oor die aarde en die hemel, nie oor die aarde en die hel nie. Die skepping bestaan uit die aarde en die hemel. Paulus noem dit die sienlik en die onsienlik. God het deur hom, dis nou deur Christus, alles geskep wat in die hemel en op aarde is, want dis die storie van die skepping. Dan is daar 'n dubbelpunt, sien jy dit? Nou verduidelik hy, hierdie alles wat gesien kan word, en alles wat nie gesien kan word. Dis waar die skepping bestaan, sienlik en onsienlik. Dan sê hy sê konings, heersers, maghebbers, gesagvoerders, alles, en hoe sê ons altyd in Doxadeio, as alles nie alles boksie pas nie, is dit nie alles nie. So alles, sport, regering, werk, medisyne, onderwys, alles is deur hom en vir hom geskep. Voor alles was hy al daar en deur hom hou hy alles in stand. Hy is die hoof van die liggaam, die kerk, die eklesia, die geroepenes. God het besluit om met sy volle wese in hom te woon, om deur hom alles met homself te versoen. Deur die bloed van sy seun aan die kruis, hoor nou mooi, het hy die vrede herstel. Deur hom het hy alles op die hemel en alles op die aarde en in die hemel met homself versoen. Selfs Paulus kom en hy sê, hy noem ons medeburgers, co-workers, mense wat nou geroepen is, wat saam nou deel in hierdie alles wat hy kom herstel het. So jou werksplek, alles behoort aan hom. En hy is die hoof van alles. Maar nou is die vraag, God het 'n manier ontwerp, waardeur hy hierdie aarde wil vul met sy teenwoordigheid. En hy noem dit jou werksplek. Jou werksplek. Was van die begin af deel van sy skepping. Werk, hoe dink jy oor werk? Werk was altyd deel van sy skepping. Dit is my interessant, ek het so 'n bietjie gaan Google. Nou, jy kan nou maar glo wat jy wil van Google. Dis wat Google sê. Okay? Navorsing bewys, 80% van mense, dit sluit nou Raslou uit, is ongelukkig met hulle werk. Die Wall Street Journal sê 50% executives are unhappy at work. Hierdie ou het 'n boek geskryf, Your Work Matters to God. 50% van Christene are dissatisfied at their work. Hoe sien jy jou werk? Hoe dink jy oor werk? Dank die Here, môre is 'n afdag. Dan hoef ek nie te werk nie, die wat nog nie geweet het nie, môre is vakansiedag. Mense waarmee ek praat, Christene, vind min waarde in hulle werk. Meeste mense beskou werk mos as 'n curse. Meeste mense dink daaroor, met sweet sal in die aangesig, met sweet, met bloed, met baie moeite. Dis hoe ek dink oor werk. Meeste mense sien hulle werk net as om finansies te kry om dit vir die kerk te gee. Dis net 'n grap. Relax. Maar wat interessant is in die skrif, Jesus se bediening was gefokus op die werksplek. Kyk bietjie hier. Van die 132 publieke bedieninge was net 10 nie by die werksplek nie. Dis nou Jesus. 45 van die 52 gelykenisse het in die konteks van werksplek afgespeel.
Van die 40 bonatuurlike goddelike belewennisse in Handelinge was 39 in die werksplek. So hoe dink die Bybel oor werk en hoe dink jy daaroor? Weet jy, iets wat baie interessant is, as ons wil sê hoe dink die Bybel oor werk, dink ek is verskriklik belangrik om terug te gaan na die skepping toe, want hier is iets wat jy sal ontdek, dat werk is deur God ingestel, hoor mooi, voor die sondeval. God het werk uitgedink. Dit mag ek nou nie sê nie, maar ek dink in die lewe hierna gaan ons ook werk. Ag Here, asseblief. Jy dog jy gaan al lê met jou speedo net vruggies eet. Ek dink jy's in vir 'n hengse surprise. Maar kom ons gaan nou nie daarna toe nie. Kom ons sê wat sê die Bybel. Genesis 1 vers 28. Toe het God hulle geseën. Dis nou mos na die skepping, nadat hy verduidelik het wat het hy in 5 dae gedoen en toe het hy die mens gemaak. In die 5 dae het hy gesê dit was goed en toe hy die mens gemaak het, toe sê hy dit was baie goed. Toe skryf hy in Genesis 1. Toe het God hulle geseën en vir hulle gesê, dis nou vir die mens, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit. En toe stel hy hom aan oor die tuin van Eden, toe skryf hy in Genesis 2, onthou die sondeval kom eers in Genesis 3, Genesis 2 vers 15, toe het die Here God die mens gemaak en hom in die tuin Eden gestel, hoor nou mooi, om dit te bewerk en te bewaak. Daai woordjie bewerk, werk, is die Hebreëse woord avodah. Kyk wat sê die Bybel, wat beteken die woord avodah? Dit meen werk, aanbidding, worship, en dienswerk. So dit wat ons vanoggend hier gedoen het, om God te aanbid, en om te werk, en om dienswerk te doen vir die Here, beskou die Bybel as equal. Dis dieselfde. So nou kom ek na jou toe en vra, sien jy jou werk is as 'n aanbidding voor God? Of is dit vir jou survival? Baie ouens kom na my toe in die kerk en sê, bid vir my, ek wil 'n ander werk hê, want ek is die enigste Christen. Hoe dink jy, City Changer, gaan hy hierdie aarde vul met sy teenwoordigheid, as ons nie is in alle plekke nie? In 'n perfekte wêreld voor die sondeval, kom God en sê, bewerk dit. Die mens is van die begin af gemaak vir 'n lewe van aanbidding. God het selfs alles gemaak en gesê dit was goed, en die mens het hy gesê, dit was baie goed uit die grond van die aarde, en toe sê hy, bewerk dit. En weet jy moet bietjie gaan, jy kan nou gaan Google, jy het ook mos daai ding, en dan gaan jy gaan bietjie kyk, hoeveel keer gebruik die Bybel die woord afwisselend, die woord avodah. Die bekende skrif, ek het sommer net 'n paar bekende skrifte, julle plak het mos op julle yskaste en dit, Josua 24:15, maar ek en my huis, ons sal die Here dien, avodah. Werk, dien, aanbid, selfe woord, kan nie glo nie. Eksodus 34, 6 dae moet jy arbeid, moet jy aanbid, werk, moet jy werk, maar op die 7de dag moet jy rus. Werk is 'n vorm van aanbidding. Paulus kom dan skryf hy dieselfde, jy kan dit nie glo nie. Mens het gedog dit is net Ou Testament, Nuwe Testament, Tessalonisense. Maar ons vermaan julle broers om oorvloedig te wees en julle eer daarin te stel, om rustig te lewe, hoor nou mooi, en julle eie sake te behartig en met julle eie hande te werk. Werk is nie 'n vloek nie.
Want die Bybel sê in Kolossense wat ek gelees, God het gekom om alles nuut te maak. God het gekom om alles te herstel. God het gekom en alles nou weer onder sy voete te stel. Hy het daai curse gebreek deur Christus se dood en sy opstanding. En nou kan ons weer terugkom by die oorspronklike plek waar werk, hoe ek my werk sien, is deel van om God te aanbid. En hy sit my in daai werk en ek is onderwyser of ek is dokter of ek is skoolier of ek is student. Hy sit my in daai plek sodat in daai plek op die manier hoe ek werk, die manier hoe ek met my hande werk, die manier hoe ek arbeid, dan vul ek daai plek met sy teenwoordigheid en ek laat iets daarvan die geur, nalatenskap, legacy, los ek daar van Christus. Dis werk. En die Here moet ons help, dat die Heilige Gees ons koppe kan verander. Nou uit hierdie skrifte en uit alles, lei ek gou 'n paar goed af. Nommer 1, werk is goed. en die Bybel is so duidelik daaroor, jy werk nie om deur jou baas raak gesien te word nie, jy werk asof jy vir die Here werk. Dit maak dit heeltemal anderste. Ouens het nog nooit gekyk, ek het nog nooit was ek op die plek waar ek gesê het, ouens moet my check, werk ek nou hard genoeg nie, want alles wat ek doen ek asof ek dit vir die Here doen, my allerbeste vir die allerhoogste, het my eerste pastoor altyd gesê, nooit verstaan nie, maar nou verstaan ek iets. God het werk ingestel voor die sondeval. Die hedendaagse siening, ongelukkig, jy werk net genoeg om geld te maak en te spaar, sodat jy eendag nie hoef te werk nie. Hunker na pensioen. Hey, en ons sien dit baie daar in George. Die Bybelse siening, jy werk omdat jy lief is vir werk. So interessant, in die eerste gemeente in Handelinge, né? In Handelinge 2, vanaf vers 46, 47 kan jy gaan lees, dan verduidelik hy hoe die Christene is, en vers 36 sê hy, hulle staan nou onder Jesus Christus, hy is nou die koning, hy is die regering, hy is die gesalfde een wat sou kom, hulle behoort aan hom, hulle staan nou onder hom, hulle begin nou op sy manier te leef, dan sê die Bybel, en dis nou die Christene, was in guns by die hele volk. Was hulle in guns omdat hulle nice was? Nee, hulle was guns omdat hulle hard gewerk het. Almal wou hulle aanstel. Kyk wat sê Efesiërs 6 vers 7. Doen julle werk entoesiasties. Asof julle dit vir die Here doen en nie vir mense nie. Die nuwe vertaling sê, moenie net werk om deur eienaars raak gesien te word nie en so in mense se guns te kom nie. Werk so slawe van Christus wat van harte die wil van God doen. Party van die ander vertalings, volgende slide, sê die volgende, do your work as slaves cheerfully. Hy sê, as you work as slaves, be happy. While you work as slave, have a happy heart, sê van die vertalings. Hoor wat sê die Passion Translation, always do what is right, and not only what others are watching, so that you may please Christ as his servant by doing his will. Werk is goed. Werk is deur God ingestel. Werk is 'n vorm van aanbidding. Maar jy sien, ons leef in twee wêrelde. Want die een wêreld sê vir my, hierdie is die regte wêreld. Hier werk ek, dis swaar, dis moeilik. As ek dink aan dienswerk en aanbidding, dan dink ek kerk, hierdie gebou. Ek kom hiernatoe, ek kom doen dit hier. Nee, Nuwe Testament, Ou Testament, werk is jou lewe, aanbidding is my lewe, dienswerk is my lewe. Binne of buite die gebou. Maak nie saak nie. Werk is goed. Nog iets wat ek aflei uit hierdie gedeeltes is, werk is heilig. Werk is heilig, want aanbidding is heilig. Om vir iets vir God te doen is heilig. Wat beteken heilig? Afgesonder. Ek word afgesonder vir 'n sekere taak. Ek is 'n dokter, ek is 'n onderwyser, ek is 'n huisma, ek is 'n student, ek is op skool. Ek versprei iets, ek leave a legacy. Ek versprei iets van die geur van Christus. As net een woord vir aanbidding. Avodah, diens, werk, aanbid. Kyk wat sê Psalm 104, dit sê so mooi. Die mens gaan uit na sy werk, avodah, en na sy arbeid tot die aand toe. Hulle daai tyd ook van lig tot donker gewerk.
Eksodus 8, verder het die Here vir Moses gesê, gaan na Farao en sê vir hom, so spreek die Here, laat my volk dan trek, dat hulle my kan dien, avodah, so dien, aanbid, werk, alles dieselfde woord, ek in my huis, ons sal die Here dien, is nie verskillend nie, om eer aan die Here te bring, beteken om hard te werk, hoe sien jy wou werk? Sien jy dit as 'n las? Maar dalk moet jy jou kop verander en sê, ek kan God se teenwoordigheid daar bring, en nou skielik word dit 'n vorm van aanbidding. Kolossense wat sê, en wat jy ook al doen, doen dit van harte soos vir die Here en nie vir mense nie. Werk is heilig. Werk is voordelig. Toe die Here vir Adam en Eva oor die tuin aangestel het, het hulle tuiniers geword, hulle was argitekte van die tuin. Hy sit jou in 'n spasie, sodat jy iets van die mooiheid, die beauty van God, na daai omgewing toe kan bring. Jy plant, jy lei nat, die tuinier kan bome afkap, maar wie weet kan die tuinier ook doen? Die tuinier kan ook van die bome, kan hy 'n tafel maak, hy kan 'n boot bou, hy kan 'n gitaar en 'n viool maak. Jy sien, is een van die goed wat ek my kinders probeer, en ek weet nie of ek dit reg gekry het nie, maar ek probeer hulle dit leer. Baie ouens doen net die nodigste. Net laat ek nie in die moeilikheid kom nie. Ek druk daai uur wat ek af het in die dag, wat ek lunch eet, na 'n uur en 'n half toe. En dit is 'n siekte van ons tyd. Mag ons as kerk, as City Changers opstaan en sê, Here, ek gaan 'n ander geur, 'n ander legacy, gaan ek bring na my werk toe. Ek gee nie wie wat doen nie. Party van jou ouens gaan vir jou sê, hoorie Boet, jy moet relax, want jy gaan ons almal in die moeilikheid bring. Gaan jy net aan. Werk jy asof jy vir die Here werk. En so bring jy sy koninkryk. Droom saam oor die werk. Sien wat se waarde kan jy toevoeg. Kom 5 minute vroeër, loop 10 minute later. Moenie al die penne vat by die werk nie. Los die paperclips. Moenie sien wat jy kan vat nie. Sien wat jy kan bydra. Wat sê Korintiërs? Of julle dan nou eet of drink of enige iets doen. Dit mag dalk werk insluit. Doen alles tot verheerliking van God. Verheerliking, vul, teenwoordigheid, heerlikheid van God. Jy kan jou werksplek vul. Jy kan die legacy, labor of legacy, jy kan 'n nalatenskap, jy kan die geur van Christus bring in jou werksplek, deur die manier hoe jy in jou kop werk sien. Al wat ek vandag vir jou wil sê, as inleiding tot hierdie reeks, jy moet verstaan, werk, dienswerk, aanbidding, een woord, avodah, bring ere aan God. Kom ons maak ons oë toe. Ons wil eerstens vir die Here sê, dankie dat ons die vermoë het om te kan werk. Hier sit dalk mense vandag hier wat die Here vertrou vir werk. Dan wil ons saam met jou bid, sodat jy deur jou werk God kan aanbid. Daar dalk mense hier vandag wat sê, Here, jy moet my help. U weet wat se stryd het ek by my werk. Kom ons vertrou die Here dat jy dalk tot ander insig oor werk kan kom. Ek weet by werk is daar baie uitdagings, daar's dalk baie politiek, daar's dalk 'n baas wat nie van jou hou nie, daar's dalk medewerkers wat jou spot en daar's medewerkers wat jou die heeltyd probeer agteraf knou en probeer jou naam sleg maak. Ek het op 'n stadium saam met mense gewerk wat die ou vir 5 jaar my sleg gemaak het by die baas. Maar jy weet, daar's 'n manier wat ons geleer het, die waarheid staan alleen. Werk jy asof jy vir die Here werk, en die Here
gaan jou dra. Hy gaan sy lig oor jou laat skyn. So Here, ek kom vandag na U toe en ek wil vir elke mens bid in al hierdie verskillende omstandighede. U ken elkeen se hart. Al wat ek vandag vra, Here, is dat U sal kom en deur die Heilige Gees met ons hier diep binne sal begin praat en hoe ons werk sien. Hoe ons oor werk dink. Werk is iets wat deur God uitgedink is. Hy het gedink dit sal goed wees as ons werk. Hy het werk gesien as 'n vorm van aanbidding. Jy bring deur jou werk ere aan God. En laat ons net daar sal begin. Ere aan God in die hoogste hemele. Dankie vir alles. Dankie dat U na ons kyk en voorsien. En dat U elkeen op hulle verskillende plekke waar hulle is in hulle koppe ontmoet. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Dankie.